Matteus 26 vers 38 en 41. 38, toe sê Jesus vir hulle: my siel is diep bedroefd tot die dood. Bly hier en wag saam met my. 41, wag en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jesus in Getsemane. Ek is hier om iemand vanaand te bemoedig en te sê, wag en bid. Want die gees is wel gewillig. Die gees is wel sterk. Die gees is wel op sy hoede. Die gees is wel geesdriftig. Die gees is wel vurig. Maar hier sê Jesus vir sy disippels, die vlees is swak. Waak boetie alles wat met jou werk. Waak alles wat in jou vriende bring. Waak alles wat in jou familie. Waak alles wat tussen jou naasbestanders. Hey, boetie, waak al is het tussen die ander gemeente en gelowiges. Waak. Jy sal moet waak. Die vyand lê en loer vir jou. Jesus sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly julle tog hier en wak saam met my. As Jesus aan sy disippels gevra het om te wak saam met hom, wie die allerhoogste is, dan wil ek iemand vanaand vra, wak in jou omstandighede, wak by jou werkterrein, wak onder jou vriende, wak tussen jou naasbestanders. Hey boetie, my suster, wak in jou familie, wak, 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 wak. Want die gees is gewillig. Die gees is driftig. Die gees is aan die brand. Die gees is op sy hoede. Maar die vlees is swak. Ek wil vanaand iemand toch net so sterk aan bemoedig. Matteus 26 vers 41. Wak toch vanaand. Die gees is gewillig. Die gees is sterk. Die gees is op sy hoede. Die gees is opgewonde. Die gees wak altyd deur. Die gees is ingeskakel. Maar hierdie vlees, sê Jesus, is vanaand swak. Daarom is ek hier om iemand te bemoedig en te sê, wak in die vriendekring. Wak tussen die broers. Wak tussen die collega's. Wak tussen die familie. Wak tussen die beste vriende wat noem die boezemvriende. Wak, boetie, wak. Hela, wak toch tussen hulle vanaand. Wie met hart, siel, verstand en gees vertrou. Hulle is ook net mens en Spreuke sê vanaand, moenie steen op die arm van vlees en bloed, die wak. Die vyand is op die spoor. Wak. Wak oral waar u gaan. Wak in u verhouding. Wak in u vriendskaplike verhouding. Nee. U sal moet wak, beloved. U sal moet wak. Bly op u se hoede, want die vyand wil ons vernietig. Johannes 10:10. Die vyand het gekom om te steel. Die vyand het gekom om dood te maak. Die vyand het gekom om te vernietig. Maar Jesus Christus, die Nasarener, het gekom om lewe te gee. En dit alles in oorvloed. Beloved, my bemoediging vanaand aan u is, wak. Wak. En wees op u hoede. Moenie net wak alleen nie. Jesus sê so mooi, wak en bid. As ek hier klaar is, dan bid ek. Maar dan bid ek nie selfsugtige gebed nie. Dan doen ek wat ek altyd doen wanneer ek op my Facebook post, my Facebook timeline post, dan sê ek, bid vir Buffeltjie, want ek bid vir julle. Ek bid vir die nasie. Bid en waak, dat julle nie in die versoeking mag kom nie. Die Here God sê.